Welkom terug graad 12's. Ons is by oefening 1.8, bladsy 40 tot 42 in julle handboek en ons is nog steeds besig met finansiële state. Goed, 1.8 sê, jy word voorsien van inligting met betrekking tot Blues beperk vir die finansiële jaar geëindig 28 Februarie 2025. Gevra, eerstens vra hulle vir ons bereken die korrekte netto wins voor belasting op 28 Februarie 2025. Dan vra hulle vir ons voltooi die nota vir handels en ander krediteure op 28 Februarie en ons voltooi die staat van finansiële posisie of die balansstaat op 28 Februarie 2025. En dan hier gee hulle vir ons die saldo's en hulle gee nie vir ons behoue inkomste nie. 1.1.8 sê bereken die korrekte netto wins voor belasting op 28 Februarie 2025. En dan het hulle reeds nou die foutiewe bedrag vir ons hier ingesit van 220.000. So as ons nou kyk na ons aansuiwerings en ons addisionele inligting, sê hulle vir ons die voorlopige syfer het aangedui dat die netto wins voor belasting 220.000 beloop, maar die volgende aansuiwerings is nog nie in ag geneem of in berekening gebring nie. So die eerste een sê, die maatskappy het handelsvoorraad ter waarde van 5.000 op krediet gekoop en geen inskrywing hiervan is gemaak nie. Die voorraad is egter reeds by die fisiese voorraadopname bygetel. So met ander woorde, hierdie 5.000 gaan ons daar by handelsvoorraad tekort moet aftrek, want dit was nie in berekening gebring daardie kredietvoorraad wat ons aangekoop het nie. Dan nommer 2 sê die waardevermindering op voertuie was 23.000 en dit is geboekstaaf. By ondersoek het hulle gevind dat die bedrag 32.000 moes gewees het. So met ander woorde, ons het te min waardevermindering gehad. So ons moet die verskil kry, 32.000 minus 23.000 en dit gee vir ons 9.000 verder wat afgetrek moet word. Die boekhouer het die voorsiening vir oninbare skulde aangesuiwer tot 6% van die uitstaande debiteure in plaas van 4%. So die maklikste manier om dit te doen is nou om ons oninbare skulde bedrag te vat van 1.320 en dit dan te deel deur 6 en dan te maal met 4. So dit moes 880 gewees het. So daar gaan ons nou daai twee van mekaar aftrek en dit gaan dan nou vir ons R440 gee wat ons dan nou nog moet by plus daar. Dis hoekom ons dit nie in hakies plaas nie. Nommer 4 sê die rente op die lening word gekapitaliseer. Die leningsstaat van FNB op 28 Februarie 2025 lyk soos volg. Die saldo op 1 Maart 2024 is dan 220 en natuurlik gee hulle nie vir ons die rentebedrag nie. Hulle gee vir ons die maandelikse betalings en ook die saldo aan die einde. So ons moet daar die rente self uitwerk. So dit gaan beteken ons moet die beginsaldo vat minus die bedrag wat ons betaal het vir die jaar en dit gee vir ons 112.000 en as ons dan daardie 112.000 aftrek van ons eindsaldo af, gee dit vir ons 61.200 en dit sal dan nou die rente op die lening wees. Maar dit is belangrik dat julle weet dat ons hierdie berekening hier moet toon, want daarvoor gaan julle punte kry. En dit gee dan vir ons 61.200 wat verder afgetrek moet word. En as ons dan daar die kalkulasie doen, gaan dit vir ons R145.240 gee as ons korrekte netto wins voor belasting. Goed, as ons nou kyk na 1.8.2, sê hulle voltooi die nota vir handels en ander krediteure op 28 Februarie 2025. So as ons nou verder hierso lees, met die inligting wat hulle vir ons gegee het, sê hulle die rente op die lening is nie oorgedra na die wins- en verliesrekening nie. Die kapitaalbetalings op die lening sal vir die volgende finansiële jaar R3.900 per maand beloop en dit affekteer ons balansstaat se gesig. So dit het geen effek hier nie. En hulle sê dan vir ons by nommer 5, 1/5 van die vaste deposito by Absa gaan op 1 April 2025 verjaar weer eens. Dit affekteer net die balansstaat se gesig.
En dan sê hulle vir ons, die inkomstebelasting vir die jaar beloop 252.000, so dit gaan ons toon hier in ons nota. Ons gaan ook kyk na die EFO vir R2000 wat gelaai is ten opsigte van betalings aan 'n krediteur, is nog nie deur die bank oorbetaal nie, aangesien die magtigingsdatum eers 12 Mei 2025 is. So kom ons kyk nou eers na die handels en ander krediteure, en hierdie aansuiwering op nommer 7 affekteer dit. So as ons nou kyk na die saldo wat hulle vir ons gegee het vir krediteure kontrole, is dit 13.000. So ons gaan daardie 13.000 moet vat, en ons moet onthou van hierdie kredietaankope wat ons gemaak het, wat nie aangeteken was nie, daai 5.000 gaan ons moet byplus, en dan gaan ons nou hierdie 2.000 ook moet byplus. So dit beteken ons handels en ander krediteure is dan nou 20.000. Goed, dan vir ons opgelope uitgawe kan ons nou hierso sien, is dit 7.100. Ons kan dit sommer daar inskryf, en ons vooruit ontvange inkomste R1.740 kan ons sommer ook daar aantoon reeds. Nou kom ons by die SAID inkomstebelasting nommer 6. So hier sê hulle vir ons dit beloop 252.000. So volgens die saldos wat vir ons gegee is, kan ons sien dis 248.000. So met ander woorde, die verskil gaan dan nou die aansuiwering wees wat ons hier gaan doen. So ons gaan sê 252.000 minus die 248.000, en dit gaan nou vir ons 'n bedrag van 4.000 gee. Dan vir aandeelhouers vir dividende sê hulle vir ons op 10 Februarie 2025 het ons 12.000 gewone aandele teruggekoop teen 'n prys van R1.88 per aandeel, en geen inskrywing is hiervoor gemaak nie. Hulle sê ook vir ons, Blues Beperk het op 25 Februarie finale dividend van 7 sent per aandeel op alle uitgereikte aandele verklaar. So, as ons kyk, het ons 400.000 aandele gehad, minus 12.000 wat ons teruggekoop het, gee vir ons 388.000 aandele. En as ons dan nou 7 sent per aandeel betaal, beteken dit ons aandeelhouers vir dividende was 27.160 vir die jaar. En as ons dan nou al hierdie goedjies bymekaar tel, gee dit vir ons 'n totaal van 60.000. 1.8.3 voltooi die staat van finansiële posisie of die balansstaat op 28 Februarie 2025. Ons begin om te kyk na ons bates. Eerstens kyk ons na ons nie-bedryfsbates. Ons begin met vaste bates. Ons weet hierdie is nota 3. So dit gaan ons grond en geboue raak en ons voertuie. So dis 800.000 plus 600.000, en dan moet ons opgehoopte waardevermindering op voertuie aftrek, sowel as die aansuiwering wat gedoen moes word rondom die waardevermindering. So ons trek dan die foutiewelike 23.000 af, en ons plus die korrekte 32.000 dan daarby, en dit gee dan vir ons 'n totaal van 1.161.000. As ons dan kyk na ons finansiële bates, ons vaste deposito, as julle kan onthou, was daar 'n aansuiwering in verband met vaste deposito, dat 1/5 daarvan binne die volgende 12 maande gaan uitbetaal. So hierdie vaste deposito gaan net 4/5 toon. So ons vat die volle 410.000 en ons werk 4/5 daarvan af uit, en dit gee vir ons 328.000. So wanneer ons dan nou hierdie twee bymekaar plus, gee dit vir ons 1.489.000. Verder gaan ons nou na ons bedryfsbates toe. Ons begin met voorraad, wat dan nota nommer 4 sal wees, en hier gaan ons dan nou ons handelsvoorraad vat van 9.000, en ons plus dan ons verpakkingsgoedere voorhande van 1.000 daarby, en dit gee dan vir ons 'n totaal van 10.000.
Dan kyk ons na handels en ander ontvangbare. So hier gaan ons dan nou kyk na ons debiteure kontrole van R22.000 en ons minus die R880 wat ons uitgewerk het op daardie aansuiwering en ons plus dan nou 8.300 wat dan hierdie opgelope inkomste is en ons plus ook die 2.700 wat dan die vooruit betaalde uitgawes is. Dit gee dan vir ons 'n totaal van 32.120. Dan as ons kyk na ons kontant en kontant ekwivalente, ons weer is nota nommer 6. Dan gaan ons bankbedrag van 65.000 vat plus ons kleinkas van 980 plus dan nou die R2.000 en dan gaan ons hierdie 82.000 is dan nou daai 1/5 van ons vaste deposito wat uitbetaal en hierdie 22.560 is dan nou van ons dividende wat ons teruggekoop het, daardie 12.000 dividende teen R1.88. So dit gee dan nou vir ons 'n bedrag van 127.420. So as ons dan nou hierdie bymekaar tel, gee dit vir ons 'n totaal van 169.540 en ons totale bates is dan nou ons nie bedryfsbates plus ons bedryfsbates en dit gee dan nou vir ons 1.658.540. Dan kyk ons nou na ons ekwiteite en ons laste. So ons kyk nou na gewone aandeelhouersbelang en ons kyk na ons gewone aandelekapitaal wat 520.000 is minus dan nou die 15.600 en dit gee vir ons 504.400. Ons kyk ook na ons behoue inkomste, maar hierdie bedrag het ons nie en die manier waarop ons dit kan bereken is dan nou om te sê 1.425.340 minus die 504.400 en dit gee dan nou vir ons 920.940. Dan as ons kyk na ons nie bedryfsbates, ons lening van FNB, het ons 173.200 minus die 46.800 en dit gee dan vir ons 126.400. Ons kyk dan nou na ons handels en ander betaalbares, wat dan nou 60.000 is, want ons het reeds daardie nota gedoen. En as ons kyk na ons lening betaalbaar en binne die volgende 12 maande het hulle vir ons gesê R3.900 gaan betaal word elke maand, so ons maal dit met 12 en dit gee vir ons dan nou 46.800. As ons dit dan nou bymekaar tel, is ons bedryfslaste 106.800 en dan as ons dit als bymekaar tel, gee dit dan nou vir ons 1.658.540. En dit beteken dan nou dat ons gewone aandeelhouersbelang is daardie 1.658.540 minus 126.400 van ons lening, sowel as ons 106.000 van ons bedryfslaste en dit gee dan vir ons 1.425.340. Dit is dan waar ons hierdie bedrag gekry het om die behoue inkomste te bereken. En dan trek ons natuurlik net die gewone aandelekapitaal af. So hierdie sou die laaste ding gewees het wat julle sou doen om die balanserende bedrag hier te kon uitwerk. Dan wil ek net gou vir julle 'n paar berekeninge wys
vir 2.8 die terugkoop van aandele, so die gewone aandelekapitaal was dan nou 12.000 maal met R1.30, want dit was ons gemiddelde prys, en dit gee vir ons daai 15.600. Ons behoue inkomste is dan nou 12.000 maal met die 58 sent, wat daai R6.960 gee, en dis is 22.560 gekrediteer by bank met die totale betaling. So dan ook die finale dividende, net om vir julle te wys hoe om dit uit te werk, is vir ons die 400.000 het minus die 12.000 wat ons dan teruggekoop het, maal met die 7 sent, en dit gee dan vir ons daardie 27.160, soos ek vir julle voorheen gewys het.